Die heidene en die maagdelike geboorte. Yeshua moes die verbond kom herstel het met die verlore stamme van die huis van Israel, wat as heidene beskou was. En hulle was verstrooid gewees in die agterhoeke van die aarde. Yeshua sê tereg dat hy die eerste en die laaste is in Openbaring 1 vers 11. As Yeshua dan net 'n mens en 'n seun van Josef was, hoekom beskryf die eerste woord in Genesis of Bereshit Yeshua se verlossingsplan en herstel van die verbond as hy maar net 'n doodgewone mens was soos ek en jy? Hoekom gaan die hele skrif oor hom en oor sy verlossingsplan as hy maar net 'n mens was? Om hom net vlugtig uit te wys in die begin, gaan ons gou kyk na die woord in die begin wat in Hebreëus Bereshit is. In hierdie eerste woord in die Bybel sien ons die verborgenheid oor Yeshua se offer wat reeds aan die begin geopenbaar was aan ons. As ons nog gaan kyk na die ontleding van die woord Bereshit in die Paleo-Hebreëus, die woord Bereshit bestaan uit 6 Hebreëse letters, naamlik die eerste een is Bet. Bet is 'n huis, dit verwys na die huis of familie wat ook die seun van Elohim voorstel. Dan kry jy die Resh. Die Resh is die hoof of prins en dit verwys na 'n leier of 'n prins wat Yeshua is. En dan die Alef beteken os of sterkte. Dit verteenwoordig Elohim, soos in ek is die Alef en ek is die Taf. En dan die Shin, dit verwys na tande, verwoesting. Dit dui op die lyding, die verwoesting of iets wat verskeur word. En dan kyk ons na die Jod, die hand, dit verwys na Yeshua se hande wat deurboor sou word. En dan die Taf, dit is 'n kruis of 'n verbond. Die antieke Paleo-Hebreëse Taf lyk nogal soos 'n kruis. Wanneer ons die Paleo-Hebreëse beelde van hierdie letters saamvoeg, dan kry ons 'n pragtige verborgenheid oor Yeshua. Verborgenheid oor Yeshua se dood in Bereshit. En een van die duidelikste boodskappe wat daarin versteek lê, is die seun van Elohim sal deur sy eie hand gedood word aan 'n kruis of 'n folterpaal. Of die seun van Elohim sal ly of verwoes word deur sy eie hand gekruisig gefolter word om 'n nuwe verbond te bring of te kom herstel. Dit pas perfek by Yeshua se offer aan die folterpaal en die nuwe herstelde verbond wat hy gebring het deur sy bloed, Lukas 22 vers 20. Hierdie verborgenheid in Bereshit in Genesis 1 vers 1 bevestig baie ander verse wat wys dat Yeshua daar was van die begin af. As ons kyk na Johannes 1 vers 1 tot 3, in die begin was die woord en die woord was by Elohim en die woord let wel was Elohim. Hy was in die begin by Elohim en alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Interessant, was hy voor sy aardse pa Josef van die begin af daar gewees? Maar mense sê hy is die seun van Josef. Waar Yeshua eintlik self sê in Matteus 22 vers 45, as Dawid hom dan Here G2962 noem, hoe is hy dan sy seun? Dan interessant beteken Here G2962 supreme in authority. That is as noun controller by implication, Mr. a respectful title, en dan let wel God, Lord, Master, Sir. Wat het Dawid hom genoem? Hy het hom God genoem, hy het hom Lord genoem, hy het hom Master genoem. Nou klink dit soos 'n beskrywing van 'n menslike seun van Josef? Beslis nie. Hy tog die mens dom wat sulke goed kwytraak. Wat ook interessant is met hierdie beskrywing van die woordjie Bereshit, wat Yeshua se foltering beskryf, verwys Openbaring 13 vers 8 na die lam wat geslag is, let wel, van die grondlegging van die wêreld af. Yeshua was daar aan die begin en die plan van verlossing van die heidene was reeds in die begin ingeskryf in die woord Bereshit. Dus van die eerste woord in Bereshit af, wys Elohim na sy gesalfde seun Yeshua, wat hy self gesalf het as prins en hoof, die een wat hy self verhoog het, wat sou kom om sy lewe self af te lê vir ons. Maar nee, die mens dom verklein neer die seun en stel hom gelyk aan 'n mens. Doen hulle dit onwetend of lei die gees van die anti-kris hulle? Ek wonder. Nou om terug te kom by die heidene wat op hulle verlosser en hulle koning wag, was daar al 'n profesie gewees oor Yeshua in Genesis toe Jakob sy seuns geseën het voor hy gesterf het. En die profesie verwys weer eens na Yeshua. Genesis 49 vers 10. Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom. En aan hom, let wel hoofletter hom, sal die volke gehoorsaam wees. So sal die volk en die heidene op Silo, die prins van vrede wag,
en hulle sal 'n begeerte hê vir sy koms. En omdat die verlore stamme van die huis van Israel geskei was, het hulle uitgesien vir hulle koning om hulle te kon bevry. Maar Juda en Benjamin was nie geskei gewees nie, en hulle het nie so 'n groot begeerte vir hom gehad nie. Baie sal nou sê, maar Juda en Benjamin het nie Yeshua nodig nie, want dit is net die wat siek is wat die geneesheer nodig het. Okay. Is Juda se koningskap dan vandag herstel? Of sien julle koning Charles as julle koning? Nou baie kraak die heidene af, maar hierdie heidense koning van Medië en Persië, wat geregeer het van Indië af tot by kus, 127 provinsies, was deur let wel 'n vrou wat die man of die volk beskerm het, naamlik Ester, die Judeërs gehelp om nie verdelg te word nie. En in 1 Makabeërs 8 vanaf vers 17 hardloop die Judeërs na die Romeine toe en hulle sluit 'n verbond met hulle, waar Jahwe gesê dat jy nie 'n verbond met 'n ander nasie mag sluit nie. Dis beteken dit dat die Romeine hulle broers was waarmee hulle 'n verbond mee gesluit het. Toe was die heidene goed genoeg gewees om 'n verbond mee te sluit. Seker ook maar net wanneer dit hulle pas. Wie het in Nehemia en Esra se tyd die tempel herbou en wie die kostes gedra vir die bou van die tempel? Seker nie van die heidene nie. Natuurlik was dit van die heidene gewees en hulle het die fondasie van die tempel gelê. Nogal interessant dat dit beskou kan word dat die heidene die fondasie is vir die geloof. Let wel, hierdie heidense koning van Persië, Kores en Darius, het die tempel gebou en die kostes was gedra gewees deur die koningshuis en uit die inkomste let wel van hierdie konings. Wat het hierdie heidense koning beveel? As jy nie volgens Jahwe se wet wandel nie, sal daar teen jou opgetree word. Baie interessant is dat die heidense koning ook Jahwe se wet gehoorsaam het en gesorg het dat daar ook offers aan Jahwe gebring moes wees. Maar nee, die heidene is slegte mense met slegte gebruike. Hulle glo mos in die maagdelike geboorte. Soos ons die verlossingsplan van Yeshua al reeds in die begin gesien het, het die volk, of hierdie heidense volk, die verlore stamme van die huis van Israel, al lankal geweet dat Yeshua sou kom. En hulle het 'n begeerte vir hom, hulle smag vir hulle koning, en hulle het geweet dat hy deur 'n maagd sal kom, want dit was as 'n goddelike teken gewees deur Jahwe self gewees in Jesaja 7. So let wel, Jahwe sal self hierdie goddelike teken vir ons gee. Daai teken was nêrens vervul of opgeskryf in Agas se lewe nie. En almal wat Yeshua se goddelikheid verwerp, sê dit was 'n teken vir Agas se geslag gewees. Nou twyfel die mensdom in Yeshua se maagdelike geboorte, maar kyk heeltemal die naam Immanuel mis. Immanuel beteken Elohim met ons. Dit wil sê God met ons, hierdie goddelike wese wat saam met ons as mens kom wandel. En waar het dit gebeur? In Agas se tyd? Nee, met Yeshua se geboorte. En dit word wel bevestig deur 'n disipel wat Yeshua gevolg het en aantekenings gemaak het en wat self 'n pad met Yeshua gestap het en direk deur Yeshua onderrig was. En dit was Matteus. En kyk wat het hy geskryf. Matteus 1:23. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, Elohim met ons. En dit is wat Immanuel beteken. Elohim met ons. Hy kom wandel saam met ons. Nie Josef se seun nie, met ons nie, maar Elohim in die midde van ons. Besef julle werklik Jesaja 7 se teken en die bevestiging daarvan? Wys my waar in die skrif het Elohim onder Agas gewoon en saam hulle gewandel. Ons sien eers later in Agas se geslag in die Nuwe Testament waar hierdie teken let wel deur Elohim vervul was, want hy het self hierdie teken gegee. Nou vir die wat Yeshua se goddelikheid verwerp en sê hy was maar net 'n mens en Josef was sy pa, en dan beweer hulle dat 'n maagd verwys na 'n jong vrou, dan hier is julle Messias, Geraldo. Want hierdie meisie, let wel, Lina Medina van Peru, was 5 jaar jong gewees toe sy 'n seun gebaar het met die naam van Geraldo. Sy was ook nie 'n maagd gewees nie en sy was in haar dae verkragt gewees en so het sy 'n kind gebaar toe sy 5 jaar jonk was. So vir die goddelike verwerpers, daar is julle teken van Jesaja 7 vers 14, want sy was die jongste meisie in die geskiedenis wat 'n kind gebaar het. Nou ja, ons weet dat Satan 'n copycat is en ander nasies sal ook hoor van die maagdelike geboorte en hulle sal dit kopie en so
sê hulle ook dat Krishna, Boeddha, Mithras, Horus en ander gode ook gebore is uit 'n maagd. Is dit werklik so? Het die mense wat sulke beweringe maak dit alself gaan ondersoek om te kyk of hulle werklik uit 'n maagd gebore was? Of neem hulle maar net die hoorsê getuienisse van mense aan? Die idee van 'n maagdelike geboorte verskyn in verskeie gelowe en mitologie, maar nie almal beteken 'n ware maagdelike geboorte soos in Yeshua se geval nie. Kom ons ondersoek dit in 3 dele, naamlik 1, watter gelowig glo in 'n maagdelike geboortes? En dan 2, was hierdie figure werklik uit 'n maagd gebore gewees? En 3, hoe verskil Yeshua se geboorte? Nou nommer 1, gelowe en figure met maagdelike geboorte idees. Hier is 'n paar voorbeelde van ander gelowe wat soos 'n maagdelike geboorte verkondig is. Nou die Christendom. Yeshua, of met ander woorde, Jesus is volgens Matteus 1 vers 18 tot 25 en Lukas 1 vers 26 tot 35 gebore uit Maria of Miriam wat 'n maagd was en sy was deur die Heilige Gees bevrug gewees. Nou Hindoeïsme. Nou Krishna is gebore uit Devaki, maar sy geboorte was nie maagdelik nie. Sy en haar man Vasudeva was getroud gewees. Nou Boeddha, sy ma Maya, het hom verwek na 'n droom van 'n wit olifant. Maar sy was reeds getroud gewees met koning Suddhodana. Zoroastrianisme. Sommige legendes sê dat Zoroaster se ma maagdelik swangerskap gehad het, maar dit was nie 'n belangrike dogma in die Zoroastrianisme nie. Mitiese en heidense verhale. Mithras, Persië en Romeinse mitologie word as 'n god met 'n maagdelike geboorte beskou, maar meestal gesê dat hy uit 'n rots gebore is. Horus, Egiptiese mitologie. Isis het Horus verwek, maar nie deur 'n maagdelike geboorte nie. Nou volgens die mite het sy in die vorm van 'n voël lewe in sy liggaam geblaas en met hom saamgespan, wat gelei het tot die bevrugting van hulle seun Horus. Was hierdie figure regtig uit 'n maagd gebore? Nee, meeste was nie. Krishna, Boeddha en Horus se moeders was getroud. Mites soos Mithras en Zoroaster het verskillende weergawe sonder 'n werklike maagdelike geboorte. Yeshua is die enigste figuur waarvan die historiese geskrifte spesifiek sê dat sy moeder 'n maagd was. Dus moet jy eers jou feite regkry voordat jy vir almal verkondig dat hulle 'n maagdelike geboortes gehad het. 3. Hoe verskil Yeshua se geboorte? Histories en geskrewe bewyse. Beide in Matteus en Lukas noem Maria as 'n maagd wat deur die Heilige Gees swanger geraak het. Matteus 1 vers 18 tot 25 en dan Lukas 1 vers 26 tot 35. Profetiese vervulling. Jesaja 7 vers 14. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en sy sal hom Immanuel noem. Unieke teologie. Christendom is die enigste geloof wat 'n volledige maagdelike swangerskap koppel aan die seun van Elohim wat mens geword het. Gevolgtrekking. Meeste ander gelowe het nie 'n werklike maagdelike geboortes nie. Die moeders was getroud of was net simboliese stories gewees. Yeshua se maagdelike geboorte is uniek en die enigste een met spesifieke historiese en profetiese bevestiging. En dan vir die wat dink dat Yeshua net uit 'n gewone mens, naamlik Josef, gebore was, dan sien ons hierso in Micha 5 vers 1 dat sy uitgange let wel is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Was Josef uit die dae van die ewigheid? Of ons as mense uit die dae van ewigheid? Weereens wys dit na 'n bo-natuurlike geboorte en Yeshua was in Bethlehem gebore gewees. En as ons self kyk wat Yeshua self sê in Johannes 17 vers 5, en nou Vader, verheerlik my let wel by u self met die heerlikheid wat ek gehad het, let wel voordat die wêreld was. Dis presies wat Micha 5 vers 1 gesê het, dat Yeshua is hierdie goddelike wese en is van die voortyd van die aarde alreeds daar. Maar ons besef dit nie. Ons ken nie ons Bybels nie en ons kyk net YouTube en Facebook video's van valse profete en ons lees nie self ons Bybels nie. En so volg ons hierdie valse profete tot in die dieptes van die hel. En so was al hierdie ander valse gelowe oor 'n valse maagdelike geboorte net 'n manier gewees vir die mensdom om in die goddelikheid van Yeshua te twyfel en 'n ander Yeshua te verkondig, een wat net 'n mens was. En so word hulle afvallig van die geloof en hulle roof Yeshua se heerlikheid dat Satan die een sal wees wat die engel van die lig sal wees en nie Yeshua nie.
Nou ware volk van Yeshua, hou vas aan wat julle van die begin af gehad het. En as iemand hierdie leer van Yeshua nie bring nie, en sê, hy is nie 'n goddelike wese nie, maar net 'n mens, want tot Paulus het dit besef en hy sê self, dat hy nie dit by 'n mens geleer het nie, maar by Yeshua Messias self in Galasiërs 1 vers 12. Dis is Yeshua nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy is goddelik en ons weet nie van waar hy gekom het of waarheen hy gaan nie. En hy is die waarheid en hy spreek die waarheid en is nie 'n mens nie. En so sê hy self ook dat hy nie eers 'n getuienis van 'n mens aanneem nie. So hoe kan ons sê ons sal die getuienis van Josef se seun wat net 'n mens is en hulle noem hom Yeshua, hoe kan ons sy getuienis dan aanneem as hy dan net 'n mens is? Dis as iemand 'n ander Yeshua verkondig of 'n ander evangelie, laat hom 'n vervloeking wees, want hy het 'n ander gees ontvang. Jy mag hom nie eens groet nie. 2 Johannes 1 vers 9 tot 11, Galasiërs 1 vers 8 en 9. En as daar profete is wat oorspel gepleeg het, soos in Jeremia 23 vers 14 tot 16, mag ons nie eers na die owerspelige herders luister nie. Weereens is hulle vervloeking en hulle het die dood verdien. Hou vas aan Jahwe se onvervalste woord en sit julle vertroue op hom en bou julle fondasie op die een wat van ewigheid al daar was. Vertrou nie op 'n mensekind of 'n prins wat net uit 'n mens was nie, want in daardie mensekind is daar geen redding of verlossing nie. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom.